Hallo en welkom by Kinderontwikkeling. Ons het laas gesels oor die blou kind en ons gaan net daaroor aan. Onthou dat ek die 20ste September in Kuruman praat oor al die 4 verskillende temperamente. Dit sal die Saterdagoggend wees die 20ste by KPS, dit is Kuruman Primary School, ten bate van Milla January se Bringing Back Hope Center vir autistiese kinders. Ok, die blou kind is van nature baie verantwoordelik en diep loyaal. Hulle is baie bold en reguit. Dit maak dat jy altyd presies weet waar jy staan met hierdie kind. Hierdie kind voel dat hy 'n groot mens is, en dan is dit natuurlik, hulle is soos klein groot mensies, en mens kyk baie maklik na jou blou kind en dink, hierdie kind word net te vinnig groot. Omdat hulle vir ander groot kinders kyk en sien hoe hulle grimering, hare en klere doen, speel hulle graag met sulke goed, want hulle wil mos ook groot wees. En hulle hou daarvan om Q-tex aan hulle naels te sit. Dit is nie iemand wat sommer die massas volg nie. Hulle is unieke wesens op hulle eie en hulle het 'n baie sterk selfbeeld wat natuurlik kom vir hulle. So hulle word ook nie sommer afgesit deur mense wat hulle vir hulle sê, dit lyk nie goed wat hulle aan het of hulle hare lyk nie mooi nie. As dit vir hulle reg lyk, is dit okay. Omdat hierdie kinders baie bold en reguit is, beteken dit nie hulle het noodwendig harde stemme nie. Hulle praat met medium tot sagte stemme en hulle is gewoonlik kinders wat baie sensitief is en diep omgee vir mense wat hulle voorlief is. Hulle is baie loyaal en jy moet nie van jou blou seentjie verwag om noodwendig rowwe speletjies te wil speel nie. Hulle is mal daaroor om nuwe goed te leer. Hulle hou daarvan om te leer oor diere, masjiene, hoe die wêreld werk. En dit is 'n baie goeie idee om vir hulle toegang te gee as hulle nou baie klein is tot ensiklopedieës of andersins op Google wys hulle hoe dit werk, maar maak nou net seker al die ander goeders is geblok het, hulle nou nie by verkeerde plekke uitkom nie. Hulle gaan nie 'n klomp goed doen nie, hulle doen 1 of 2 goed en raak gefokus daarop en doen dit baie goed. As hulle gefokus is op sport, sal dit alwees wat hulle doen. Maar gewoonlik is hierdie kinders gefokus op akademie en hulle kan selfs op musiek gefokus wees. So hulle bemeester net 'n paar goed, nie baie goed nie. Hierdie kinders is baie hoe kan ek sê, oor hulle eie goed. Hulle wil hê, jy moet respek hê daarvoor, jy moet nie eers aan hulle goed vat nie. Moet dit nie vat nie, moet dit nie skuif nie, los hulle dat hierdie kind dit self doen en skuif soos hy wil. Ek het 'n klas gegee by 'n skool, kuns vir kinders, en toe ek eendag by 'n kind se skillery gaan sit en ek wil vir haar demonstreer vir die groepie hoe om iets spesifieks te doen, sien ek hoe krimp hierdie kind in een en ek besef dadelik, hierdie is 'n blouetjie en gaan sit by 'n ander kind se skillery. Want jy kan nie eers, sy wil nie hê jy met aan haar kwas vat nie, jy moet nie op 'n ander tekening karring nie. Hierdie kinders is baie goeie observeerders. Hulle observeer die heel dag en vanaand wil hulle stilte tyd hê om alles te reflekteer. Want hulle is ernstig en hulle neem alles ernstig oor. Hulle hou van 'n voorspelbare struktuur wat slaaptyd en etes en sulke goed aanbetref en jy moet hulle regtig net uit routine uithaal as dit werklik nodig is. Hierdie kinders hou daarvan om klere aan te trek wat styf passend is. Nie ongemaklik styf passend nie, maar 'n ding moenie los wees wat hulle aantrek nie.
Dit moet perfek pas met ander woorde. Hierdie kind kan jy lekker styf toedraai in 'n kombersie as baba, hulle hou nogal daarvan. Hulle wil ook goed self doen, so hierdie kinders hoor jy baie, baie gou. Self, ek wil self, ek wil self. As jou kind met jou praat, los alles, kyk hom in sy oë en luister vir hom. Dit is vir hulle absoluut 'n teken van liefde en respek. Hulle kan nou nogal afdwingbaar wees as hulle goed wil doen wat hulle self wil doen, en dan moet jy maar as ma besluit hoe fleksibel jy gaan wees op goed wat te gevaarlik is en wat gevaarlik is wat jy by kan staan. Hulle wil die groter prentjie van iets sien, voordat hulle dit stap vir stap sal doen. En hulle het ook in hulle lewe 'n groter prentjie wat hulle dan wil volg. So, hulle wil weet, wat gaan ons vandag doen? Wanneer gaan dit gebeur? Wanneer kom daai persoon oor? So hulle wil presies weet. As ek sê ons gaan dorp toe, dan wil die kind weet watter winkels gaan ons oral toe en wanneer gaan wat gebeur. Hulle hou nie daarvan dat daai roetine dan verander word nie. As jy byvoorbeeld op pad is en jy ry nou en jy sê, ek sien daai iemand hou 'n garage sale vandag, kan ons daar stop? Sal jy omgee? En dan, as hierdie kind sê nee, respekteer dit, want dit was nie in die beplanning nie. Dis nie dat jou kind jou minag en nie wil doen wat jy sê of dissipline wil aanvaar nie, dit is net nie in die plan gewees nie. Onthou, hulle is intellektueel, hulle wil goed leer wat vir hulle interessant is, en dan wil hulle baie daaroor leer. Blou mense word baie maklik as groot mense baie kwaad as hulle hoor, of later nou in hulle kindertyd, as hulle hoor, Kersfeesvader was nie rarig nie, of die tannemuis was nie rarig nie. So, as jou kind klein is, kan jy vir hom sê, hoorie, dit is nie rarig nie, jy weet dit, jy verstaan dit, jy stem saam met hom, maar ter wille van die ander kinders, gaan ons maak of dit rarig is, want hulle geniet dit. Laat hulle verstaan dat hulle deel is dan van die groot mense. Moenie vir hierdie kind druk om te veel vriende te hê nie. Maak seker dat hierdie kind wel vriende het en dat hulle goed doen in klein groepies. So, moet ook nie vir hulle verjaarsdagpartytjies nooi met klomp maatjies wat hulle nie ken nie. As hulle net 2 maats sit, dan bestaan die partytjie net uit die kind en 2 maatjies. Onthou, jou kind is sy eie autoriteit, laat jou kind help reëls maak. Respekteer dit, respekteer jou kind se privaatheid. Maak seker hy het tyd om te reflekteer. Hy het baie individuele aandag nodig, veral as hy kommunikeer, onthou hy is privaat ook. Geef vir hulle die groter prentjie, veral as julle iewers heen gaan. Help hom met sosiale aanpassing. En moenie vir hom goed sê soos, hou op om so uitsoekerig te wees nie. Jy so weet alles. Kan jy nie bietjie meer glimlag nie? Jy is heeltemal te styf, man. Moenie so krities wees nie, want dit is hoe hierdie kinders is en hoe hulle gaan wees en jy gaan nie dit kan verander nie. Al wat jy doen is, jy maak hierdie kind nie net rebels nie, maar jy maak hom ook dat hy nie in sy natuur groot word nie. Nou ja, hoe gaan ons nou as ouers te werk, want ons ouers is krities oor onsself, krities oor hoe ons kinders groot maak, en ons dink ons maak al hierdie foute, en hoe nou gemaak?
As jy nou 'n groen ma is, dan wil jy hê jou kinders moet die heeltyd gelukkig wees en pret hê en almal in die gesin moet goed saam maak. En dan blameer jy jou as jou kind ongelukkig is en dit nie wil doen nie. Want 'n geel mamma meet haar kinders se geluk aan hoe gelukkig hulle is, hoeveel pret hulle het, hoeveel hulle goed saam doen. En jy hou alles lekker lig. Maar nou het jy dalk 'n groen of 'n blou kind. En hulle wil nie alles in groepies doen nie, hulle wil nie alles saam doen nie, veral blou is definitief nie ingestel of pret en ligte goeters nie. Maar jy het nie nodig om nou soos jou geel of blou kind te word nie. Jy kan hulle help om hulle ligte pret kant te ontdek, maar bietjies op 'n slag, maar jou eintlike werk is, jy moet seker maak dat jou kind gefokus is op wat vir hom belangrik is. So die geel ouer hoef nou nie saam met die blou kind ernstig te raak nie, saam met die groen kind emosioneel te raak nie. Jy as ouer moet sorg dat daar vir jou kind plek en ruimte is, alleen tyd vir die blou kind, alleen tyd vir die groen kind voordat hy iets moet doen. Help die groen kind met struktuur, die blou kind maak jy seker is deel van die hele proses van reëls maak. Verstaan jy? So jy moet nog steeds in jou natuur bly, jy ken jou kind se natuur en help jou kind met dit. So die groen ouer, dis nou die emosionele ene, wil seker maak die emosionele atmosfeer is die heeltyd reg. Jy wil seker maak jou emosionele kind is gemaklik. Jy kan nie 'n rooi kind die heeltyd oor emosies praat en seker maak nie, want vir emosies is vir hulle die laaste ding wat vir hulle belangrik is. Want die groen kind gaan wiegsagies in die rivier af, die rooi kind gaan op die rapids. So nou het jy 'n groen mamma, moenie emosionele verantwoordelikheid vat vir die ander se goed nie. Maak seker jou kinders voel hulle is geliefd, respekteer hulle temperamente, maar wees jouself binne in konteks. Die 3 ouer of die rooi is die fisiese aktiewe ene en hulle wil nie die heeltyd aktiwiteite doen met hulle kind. As jy 'n rooi kind is, maak seker jou kind het genoeg om te doen. Onthou om altyd die hulp te kry van iemand as jy 'n rooi kind het, nog meer as jy 'n rooi ouer is, want dan wil jy en die kind soveel moontlik doen. En maak seker dat almal sê wat is vir hulle belangrik. Moenie as rooi ouer jou kinders nou druk in sekere rigtings nie. Gee jou kind die geleentheid, want anders gaan julle almal uitstres. 'n Rooi ma is mos een wat haar hele huis soos 'n militêre kamp hanteer. So moenie dit doen met jou kinders nie. Maak seker elkeen het sy spasie en sy tyd en jy bly jouself. En die blou mamma wat nou alles gestruktureerd en 'n goeie effektiewe huishouding wil hê en rotine en goed het. Onthou nou, jy kan in jou reëls heeltemal uitmis op wat lekker is vir die kinders, veral as jy 'n geel kind het. So, laat die kinders meer spontaan wees, laat alles nog steeds hardloop volgens die rotine, en respekteer elke kind binne in die sisteem. So onthou nou, die blou ouer gaan baie krities wees, en hulle het diep waardes, en hulle het standaarde vir hulle kinders, maar onthou, om te veel negatief met jou kinders te wees, gaan hulle maak dat hulle nie in hulle nature leef nie, en dat hulle ongelukkige
groot mense raak. So ja, ons kan nie 'n one size fits all benadering hê om kinders groot te maak nie, dit werk nie. Ons kan nie 'n streng dissipline, roetine hê vir al die kinders nie, want dit werk nie. Alle kindertjies gaan nie stickers wil plak nie, alle kinders gaan nie sekere goed wil doen nie, so jy moet jouself bly, en jy moet seker maak, jou kind bly hulle self. So jy is net daar om almal in die regte rigting in te stuur en veilig te hou. Jy hoef nie nou saam met jou, as jy nou groen is, saam met jou rooi kind vinnig te beweeg nie. Jy hoef ook nie as jy geel is en jy's prettig, ernstig die heeltyd met jou blou en geel kind, groen kind te wees nie. Onthou, die kind moet ook leer dat hy nie die enigste temperament is wat daar is nie. En dan wil ek net ietsie sê oor boelies, wat ek nou al by skole oor gepraat het. As jy nou weet wat jou temperament is, dan, en vir al die kinders, want ek vertel vir die kinders wat hulle temperament is, en kinders van so jonk as 5, 6 verstaan dit, my 3-jarige kleinkind verstaan dit, ek weet nie wat sy alles verstaan nie, maar kom ons sê graad R kinders, verstaan baie mooi die temperamente, as jy dit vir hulle verduidelik. En nou het jy 'n kind wat geboelie word. Dit kan enige kind wees. Nou die heel eerste ding wat ons na kyk is, watter kleur is die ouers? Want as jy nou 'n rooi of 'n geel ouer is, wat geneig is om hard te praat, en jy het 'n groen of 'n blou kind, dan as jy hard met daai kind praat, dan voel daai kind, jy is lelik met hom, hy word te nagekom. Net soos die juffrou in die klas, wat dalk rooi of geel is, praat te hard, en dan voel daai kind, maar juffrou is altyd lelik met my. So, boelie het 2 kante. Dit is nommer 1, voel ek geboelie, wat waar is of nie, want vir daai groen en blou kind is dit waar, hy voel geboelie, maar is dit nie dalk, omdat die ouer nie weet hoe hy die kind laat geboelie voel nie. Julle weet, 'n groen kind is sag, en ek het al gewerk met 'n ouer wat by die huis kom, wat ook sag is, wat ook groen is, en hy sal by sy seentjie kom en hom so liggies op die skouer tik en sê, hallo Boeta, hoe was jou dag? En dan voel daai kind, hy word geboelie, want hy hou nie van die harde tikkie nie, of die sagte tikkie op sy vel nie, hy wil eerder 'n drukkie gehad het. Dan kyk ons na die kind, 'n kind wat voel hy word geboelie, word die boelie. So kan jy glo dat 'n groen kind 'n boelie kan word, as hy voel hy word geboelie, wat nie eers regtig is nie. So, as die kinders op die speelgrond is, en die rooi kind praat hard met die groen kind, dan sê die groen kind, daai kind boelie my, hy is lelik met my. Wat is wat die kind regtig voel emosioneel? Maar as die kind verstaan dat daar rooi kinders en geel kinders en blou kinders is, dan weet hy, ag man, hy boelie nie regtig en dit is maar hoe hy is. En dan natuurlik is daar regte boelies, hulle bestaan. En daai boeliekind moet 'n mens gaan kyk, waar kom dit vandaan? Want gewoonlik is 'n boelie iemand wat voel hy word geboelie of regtig geboelie word. En dit is wat die boelie situasie bietjie meer lig opgooi, want baie kinders voel geboelie. Kyk, jou blou kind sal eenvoudig net sê, ag man, regtig, wat dink jy doen jy? Maar jou groen kind is baie vatbaar daarvoor, dat hy geboelie voel. En dan moet 'n mens na die situasie mooi kyk, vat jou kind na iemand toe, bel my, praat met my, ek sal vir jou help. Is dit regtig boelie, of is dit uit onkunde uit, dat hierdie kind voel, hy word geboelie? So ja, ek hoop dit help julle regtig waar met julle kinders te werk.
Dit is 'n ongelooflike interessante onderwerp hierdie. Onthou, dit is nie die alfa en die omega van kinderopvoeding nie, maar dit is tog die basis van die emosionele ontwikkeling. En emosioneel is die belangrikste vir jou kind om te ontwikkel, om te kan leer. So as jou kind op 'n goeie emosionele plek is, sal jou kind maklik leer. En as die onderwyser in die klas weet, daar's verskillende temperamente in my klas en emosionele ervarings, kan sy die leerproses soveel beter fasiliteer. Julle moet 'n heerlike dag wees en luister na die res van die reeks as jy dit nog nie geluister het nie, dat jy alles hiervan kan leer. Onthou Carol Tuttle se boek The Child Whisperer, kry hom gerus met vir jou, lees hom, bestudeer hom, maak dit jou eie, jy gaan op geen beter plek van temperamente leer nie. Lekker dag vir julle.